Baie welkom by nog 'n koffiekuier. Ons gaan aan met Handelinge 9. Dis lekker dat jy saam kuier. Baie welkom Henry. Dankie. Dankie vir die saam dink oor hierdie teks. Sal jy vir ons lees asseblief? Dis reg. So ons lees verder uit Handelinge 9 van vers 32 af. So ons nou weer terug. Laasweek is ons by Paulus en hierdie week begin ons by Petrus. So Petrus het baie rondgereis en het op 'n keer ook by die gelowiges gekom wat in Lydda gewoon het. Het hy 'n man met die naam Eneas teëgekom wat verlam en al 8 jaar lank bedlêend was. Eneas sê Petrus vir hom: "Jesus Christus maak jou gesond. Staan op en maak jou bed op." Hy het dadelik opgestaan. Al die mense van Lydda en die Saronvlakte het hom gesien en hulle tot die Here bekeer. In Joppe was daar 'n gelowige vrou met die naam Tabitha, in Grieks Dorcas. Sy was altyd besig om goed te doen en die armes te help. Juis in daardie tyd toe Petrus in Lydda was, het sy siek geword en gesterwe. Hulle het haar gewas en in 'n bokamer neergelê. Aangesien Lydda naby Joppe is en die gelowiges gehoor het dat Petrus daar is, het hulle 2 mans na hom toe gestuur met die versoek: "Kom toe gou na ons toe hoor." Petrus het dadelik saam met hulle gegaan en toe hy daar kom, het hulle hom na die bokamer toe geneem. Al die weduwees het by hom kom staan en snikkend vir hom die klere gewys wat Dorcas gemaak het toe sy nog gelewe het. Nadat Petrus almal uitgestuur het, het hy gekniel en gebid. Toe het hy na die liggaam gedraai en gesê: "Tabitha, staan op." Sy het haar oë oopgemaak en toe sy vir Petrus sien, het sy regop gesit. Hy het haar met die hand help opstaan, die weduwees en die ander gelowiges geroep en haar lewend voor hulle gebring. Die hele Joppe het hiervan gehoor en baie mense het tot geloof in die Here gekom. Petrus het geruime tyd daar in Joppe gebly by 'n sekere Simon, 'n leerlooier. Ons lees net so ver vir vandag. Ja, so ons nou terug by die wonderwerke van die vroeë kerk en wat die Here deur hulle gedoen het. Ek dink wat my dadelik opgevang het by die genesing van die man wat bedlêend was en wat verlam was, is Petrus se woorde aan hom. Hy sê: "Jesus Christus maak jou gesond." En ek dink dit sê vir ons so duidelik in wie se krag Petrus hier werk, en net dat hy was nie besig om die Petrus show aan die gang te kry nie. Ek dink baie keer sien ons vandag hierdie prosperity gospel ouens en hulle sal baie keer, jy weet dadelik wie is die dominee, maar jy weet nie eintlik veel van die Here in daai kerk nie. En al die wonderwerke is omdat die dominee die man of God is. En as ons die Bybel lees, dit was die Here wat dit gedoen het. Dit is altyd weg van hulle af. Ja, en die raad sê ook, dit is Jesus is steeds aan die werk, al is hy nie meer fisies daar nie. En dis die opgestane Here. En ek dink na Paasfees is dit nogal goed dat mense hierdie tekste lees om te sien, daar was lewe na Jesus se opstanding, na die hemelvaart, gaan die kerk aan, maar steeds in Jesus se naam. Dit is, soos jy sê, nie die Petrus show nie. En ek dink ook dit was nodig in daardie tyd gewees om die boodskap ook vorentoe te vat, want Jesus het almal gehoor, Jesus het uit die dood uit opgestaan, maar daar was dalk nog steeds mense wat skepties was daaroor, en nou sien hulle, hier word mense genees, iemand word uit die dood uit opgewek, daar's krag wat saam met, daar's krag wat saam met Jesus se opstanding kom en geloof in hom. Ja, en ek dink dit is, ek meen, mens praat baie oor die ouens wat hulle kom voordoen het as die Messias, en as hulle dood is hulle dood, en dan loop die hele beweging dood, want daar is niemand sê hulle het opgestaan nie, daar is nie stories dat hulle opgestaan het nie, en dit wat na dit kom, as hulle dan nou weg is, daar is niks wat dit aan die gang hou nie. Maar met die krag van die vroeë kerk, die wondertekens, sien mens dat daai lewe, daai stiekkrag wat begin het met Jesus, eintlik amper groter word. Ek meen, as mens sien hoe vinnig die kerk groei in daai eerste 3-4 jaar, en dis hoekom ons vandag nog 2000 jaar later besig is met Jesus en glo dat hy regtig die seun van God was, is juis as gevolg van hierdie krag. En ek dink as mens net weer praat oor oor genesing, oor die groot ding van die antieke wêreld is dat, hier is hierdie ou, hy's verlam 8 jaar, so mense het eintlik al opgegee, dis nie asof hulle dink hy gaan nou, as iemand vandag 8 jaar verlam is, gaan ons nie dink sommer, daar gaan enige verandering kom nie. En daai terugsit in die samelewing en weer deel word van die samelewing. So genesing is nooit net
'n fisiese of 'n liggaamlike genesing nie. Ja. Dis ook 'n sosiale gebeurtenis. En dis groot in die antieke wêreld. Ja. En weer eens, wat is die effek van die genesing? En ons het dit gesien in Jesus se aardse bediening ook. Elke keer as hy mense genees het, dit was nie noodwendig net oor die persoon wat hy genees het nie. Dit was sodat ander mense ook kon glo. En ons sien dit ook hierso in vers 34. Al die mense van Lydda en die Saronvlakte het hom gesien en hulle tot die Here bekeer. Ja. So een persoon was genees, maar al die mense rondom hom was geestelik genees deur daardie genesing. Dis eintlik die doel van die genesing. Ja, en ek dink mense moet ook besef, nie almal wat verlam is, het ewe skielik begin loop nie. En ons moet dit vandag ook hoor, want partymal vra mense, maar hoekom word een mens genees en ander een sterf? Ja. In die vroeë kerk is almal, en almal wat, as ons nou oorgaan na Tabitha toe, almal wat uit die dood uit opgestaan het, gaan ook weer dood. So dit is nie, nou leef sy vir altyd. Lazarus leef nie vir altyd nie. Ja. En almal word nie weer lewendig nie. So partymal sê God ja en partymal sê God nee. So dit is maar deel daarvan. Ja. Ek het nou laas Sondag gepreek oor toe Jesus aan die disippels verskyn het en aan Thomas verskyn het en dan sien Thomas vir Jesus en dan sê hy my Here en my God en dan sê Jesus vir hom geseënd is die mense wat nie gesien het nie en steeds geglo het en ek dink ons sit baie keer seëninge aan hierdie persoon is nou genees so hy moet geseënd wees. Ja. Maar dis net genade dat hy genees is, maar dis nie teken van die Here se seën nie. Nee. Dus as ons glo dan is ons geseënd. Nee, dis 'n teken van God se krag en dat God lewe. Ja. Maar seën, ons is mense sukkel partymal om te verstaan waar pas jy daai seën toe en wat beteken God se seën. Ja. Nog 'n interessante ding wat ek raak gelees het ook in 'n kommentaar van William Barclay is hy het opgemerk en mens mis dit bietjie in die 83 vertaling. Maar in die ou vertaling in die 53 vertaling staan dit nogals mooi in vers 32 Petrus het oral rondgegaan, hy het ook gekom by die heiliges wat in Lydda woon. In die 83 vertaling word daar gepraat van die gelowiges. Ja. En dan weer in vers 41, daarop roep hy die heiliges en die weduwees en stel haar lewendig voor hulle. En dan sê William Barclay, hierdie woord kan verstaan word as heilig, maar ook as anders, as different. En dan sê hy, dis interessant, want gelowiges is mense wat anderste is. Ja. Die nasie van Israel was afgesonder, hulle moes anderste gewees het as die nasies rondom hulle. En die feit dat hulle anders is omdat God hulle gekies het om hulle werk te doen. En nou sê God, hy doen dit deur al die gelowiges. Hy roep ons om anderste te wees, om heilig voor hom te lewe, sodat ons sy boodskap kan versprei. Ja, direkte vertaling is van heiliges is afgesonder vir God. Maar en ek dink as mens nou gaan kyk na die katholieke saints wat jy nou in die Engelse vertaling gaan kry, dan is dit iemand wat reeds dood is. Ek meen dis wat die saints is en daar's mos nou 'n klomp reëls daar rondom oor wanneer jy 'n saint word. En as mens hierdie lees dan is dis lewendige mense. Dis mense wat nou leef, wat heiliges is. Wat Leonard Sweet het al as hy in die kerk instap en hy groet mense dan sê hy morning saints en dan sê hy morning sinners. Hy sê jy moet weet daar's 'n saint in jou en daar's 'n sinner ook in jou en dis daai wisselwerking tussenin. Maar ons saints is nie mense wat dood is en een of ander weird wonderwerk gedoen het en nou loop daar bloed uit jou oë uit en ek weet uit jou standbeeld uit of wat ook al, daar sal sulke vreemde stories in die katholieke kerk. Maar nee, dit is mense wat nou kies, wat God kies om vir hulle te werk. So dis eintlik mooi. Ons is saints en sinners. Doodgewone mense wat deel is van God se volk. Van God se genade. Ons het verlede week gepraat oor God se genade. En ek dink daai bekeer om te draai, om rigting te verander is en dit is iets wat eintlik daagliks gebeur. Dit is nie 'n eenmalige proses nie. So en die wonderwerk is nooit die eindpunt nie. Dis eintlik maar die begin van iets groter. Ons beweeg het op by wonderwerk en daar is dit nou en hier eindig dit nie. Dit is die opstanding van Jesus. Die opstanding van Jesus is die begin van die nuwe skepping. Dis die begin van 'n ding. Dis nie ons stop nie by die einde en sê dit hier is dit nou klaar nie. En so is hierdie ook. Elke wonderwerk is om iets die katalisator om iets te laat begin. En in Joppe is dit die katalisator van
hier sien ons hier word die werk groter, mense begin glo, daar's iets groots wat gebeur. Ja. En ek dink dis belangrik want baie keer voel dit vir my ons as Christene het hierdie ding van ons doel is om hemel toe te gaan. Dan is ek altyd so, maar hoekom gaan ons dan nie dadelik hemel as ons begin glo nie? Maar ons het hier op aarde, het die Here ons ewige lewe begin reeds hier, as ons die Vader ken. So ons werk vir ons hier om te doen. En dis juist, ons werk is, deel van daai werk is om jou verlossing uit te werk. En soos wat Paulus skryf, werk jou verlossing uit met vrees en bewering. Figure dit uit. En volg die Here, dis 'n daaglikse ding. Ja, en die hele ding van eendag gaan ons dood en dan gaan ons hemel toe. Dis eintlik interessant. N.T. Wright skryf het meer as een boek daaroor wat regtig en hy's baie erg daaroor en N.T. Wright is een van ons mees bekende Nuwe Testament teoloë en hy sê net die hele ding van doodgaan en hemel toe gaan is 'n Plato denkwyse. Dit is eintlik niks met die Bybel praat nooit daarvan nie. Die Bybel sê ons gaan dood en dan is ons by Christus in 'n vorm van lewe en dan wanneer Christus weer kom, kry ons 'n opgestane liggaam, 1 Korintiërs 15, en dan gaan ons aan met hierdie skepping. So hier op aarde. So hy sê die verkeer is nie daai kant toe nie, die verkeer is hierdie kant toe en hy sê eintlik met Jesus se wederkoms is dit 'n lewe na die lewe. Dis nie lewe na die dood nie. Dis en hy is nogal groot daaroor. So ja, dis daai ek dink ons hierdie hele ding van my mens is dood en nou word hy engel en ek meen engel is heeltemal aparte geskape wese. Dit is 'n gesprek vir 'n ander dag, maar ja, so dit is definitief iets anderste. Maar ek wil hê ons moet vir 'n oomblik oor Tabitha wat hierdie hele eintlik alternatiewe groep stig, want sy is 'n weduwee. En in die antieke wêreld was weduwees baie dit was 'n weerlose plek om te wees. Jy mag nie werk nie, daar's niemand vir jou sorg nie. Jy het nie, as jy nie 'n ouer seun gehad het nie, het jy nie 'n stem in die gemeenskap nie. En sy begin hierdie gemeenskap waar sy al die weduwees bymekaar bring en eintlik vir hulle 'n manier gee waar hulle 'n nuwe familie het, waar hulle kan voortbestaan, waar hulle kan lewe, waar hulle 'n plek het en 'n rol het en iets kan doen. So, ek meen sy's eintlik 'n merkwaardige vrou. Ek dink net mense moet dit raak sien oor daar's Tabithas in die lewe wat vir ander mense 'n spasie en 'n ruimte skep. Dit is altyd vir my mooi. Sy was 'n ware Spreuke 31 vrou gewees. Gewoeker het en haar geloof so uitgeleef het. Ja, en ons kry 'n paar sulke vrouens in die Bybel wat regtig 'n verskil maak. En op 'n sagte manier. Ek meen sy's nie 'n Deborah wat leiding neem nie. Sy kry maar net die weduwees bymekaar en sorg vir hulle. En selfs vandag is weduwees is vrouens, selfs geskeide vrouens, is vrouens wat baie alleen kan wees en baie swaar kan kry. Ek weet die vrouens sê baie keer vir my, selfs net as jy ons 'n braai reël by die kerk. Wil hulle nie kom nie, want wie gaan hulle vleis braai? Net die man staan om die vuur en braai. So as jy nie iemand ken of 'n vriendin het wat se man sê, okay goed, ek sal jou vleis braai nie, gaan jy nie kom nie, want wie gaan jou vleis braai? Jy wil nie daar tussen die mans gaan staan nie. En mens moet eintlik net meer sensitief wees vir hierdie tipe groep onder ons wat partymal net uitgeskei word. Jy het meer Tabithas nodig. En ons staan sy was 'n gelowige vrou, so sy het werk gemaak van haar geloof en dit het outomaties ander mense ingesluit en dit gemaak dat sy uitreik na ander mense, dat sy het nie net haarself jammer gekry nie, maar sy was hoop gaan sit en sê sy's tog arme ekkie nie. Nee, maar ons moet meer plek maak vir mense wat weggestoot is. Jy het nou vir Barclay aangehaal. Barclay sê oor hierdie, die grootste wonderwerk is nie dat iemand uit die dood opstaan nie, maar dat harte lewendig geword het. So die mense om Tabitha wat lewendig word, is groter as Tabitha wat lewendig word. En dan volgende week is ons by Simon die leerloer wat 'n lang gesprek is eintlik. So as ons dan daarby stil staan, dis 'n interessante lekker gesprek om oor te gesels. So as ons dan volgende week in Handelinge 10 ingaan, dan kan ons oor Simon gesels wat net so vinnig genoem word aan die einde van hoofstuk 9. Maar kom ons sluit die oë.
Here, dankie dat ons hierdie tekste kan lees. Dankie Here dat U rondom wonderwerke en genesings mense lewendig maak vir U. Dankie dat ons net vandag weer kan herinner word aan die weerloses onder ons en dat daar Tabitas is wat vir hierdie mense 'n plek en 'n stem gee. Mag ons regtig sensitief wees om daardie mense raak te sien en 'n gemeenskap te vestig waar hulle welkom voel en tuis voel. En mag ons die roeping hê om regtig uit te kyk vir mense wat swaar kry en met mense wat alleen is. Dankie dat ons hierdie tekste kan lees en dat dit vandag nog net soveel waarde het soos baie jare gelede. Seën die gemeente en seën ons saam luister ook in en groei in hierdie tekste en Handelinge. Amen.